dan ons heerlike stukkie musiek wat ons met jou deel vanmôre. Skraakvars en splinternuut was dit Rian Benari se lof. Well done, baie 'n geluk. bietjie lof daar. Dankie my Ja. vriend, waardeer. Dis nou baie nice van jou en ek is so bly jy het nie weggehardloop nadat ons nou vanoggend eers die oggendpraatjies met jou gedeel het. Nee, ek's bly julle het nie weggehardloop nie, my gaste, jy weet. Hoorie my vriend, maar baie geluk met 'n lekker liedjie wat eintlik die lof besing wat 'n ou as liefde teenoor jou maat, teenoor jou vrou en so moet baie dankie. beskryf. Ja, dit was vir my was my een interessante skryfsessie hierdie. Ek het hierdie liedjie, jy sal weet, party songs kom maklik en party liedjies kom moeilik. Hierdie een was bietjie makliker want ek het gesit en dink oor 'n spesifieke ding in die sin van jou vrou sal jou partykeer vra like hoe voel jy regtig oor my, maar mense sal nooit weet hoe jy regtig oor hulle voel nie, want hulle moet afwesig wees vir jou om jou hart regtig te praat. En ek dink dit is nogal die interessante ding soos van hierdie liedjie is net soos ons maak grappe die hele tyd. Jy weet wat doen jy as jou vrou se geld klaar is? Jy bring haar nog, jy weet. Maar die hele ding agter dit vir my was net soos om te sê hierdie is eintlik wat ek vir my vrou sou wou sê of vir jou maat sou wou sê is like ek bring jou nog en ek sing jou lof en jy sal dit nie weet nie. Ja. Daar's net dit is net iets wat jy nie kan weet nie, want dit moet gebeur in jou afwesigheid. En soos wat jy nou maar met hom gesit en bietjie gestoei het en goeters, het hy lekker gevorm en het jy sekerlik ook 'n oomblik gekry wat jy gesê het, hier is hy, dis hy. Ja, ek moet sê dit is dis 'n interessante liedjie in die sin van toe ek hom net klaar geskryf het ek glad nie idee gehad van hoe ek oor hom voel nie, maar hoe meer ek die liedjie geluister het en aan hom gewerk het, het op my gegroei en toe besef ek daar's iets daaraan. Ook 'n interessante ding is as ek dit vir mense een keer gespeel het, kon hulle die koor onthou. Ja. Altyd vir my baie goeie verseker. Teken is, ja. En jou vrou was sy toe nou baie meer impressed as met ander songs. Ek het al 'n paar liedjies oor Melissa geskryf en ek dink sy glo my tot vandag toe nog dit is die waarheid nie, maar sy sal nie weet nie want dit moet in haar afwesigheid gebeur, jy weet. Maar ek dink sy is besig om dit uit te figure en die liedjie praat ek maar net van daar's baie tension in enige verhouding en dis partykeer goed en is partykeer sleg en dit alles moet deel wees van 'n verhouding om dit interessant te maak en ons sal nie groei nie en ons sal nie beter mense word as dit nie is vir jou maat wat dit van jou verwag nie en jy wat dit van jouself verwag nie en jy wat dit van jou maat verwag nie. So is alles 'n journey. Ek sit vanoggend en ek dink nou weer ek en Melissa het byvoorbeeld vanoggend 'n klein uitvalletjie gehad. Niks is al perfek nie. Jy weet en ek dink die geheim agter dit alles is om die groter prentjie te probeer sien en nie vas te kyk in die moeilike goed die hele tyd nie, jy weet. Die musiek wat jou pas vir my ook so perfek by die liedjie. Ek meen hy het aanvanklik ook net so lekker begin, eenvoudig, soos wat die liedjie is. Wel, ek dink wat vir my lekker was van die musiekvideo is om my twee bendelede saam met my te hê. Daarso Leon Jansen van Rensburg en Leroy Sauls. Ons kom nou al amper 6 jaar saam wat ons saam toer en ons al drie is getroud, so dit was vir my so lekker. Ons klankman Brandon Oret was nou nie in die musiekvideo nie, want hy's nooit op stage saam met ons nie, maar dit was so lekker om die 3 getroude manne op hierdie musiekvideo te hê. En ek dink ons almal het so 'n half idee waarvan ek sing daarso. So. Dis ook daarom 'n lekker ding dat jy praat van die bende, jy weet, hoe ou as 'n band en as ouens ook saam groei van waar dit was en die drome wat jy het om te rock and roll en hoe ou dit eventually doen, maar ou groter word en dan saam dit ook net so lekker kan geniet. Ja, ek moet vir jou sê, een van die grootste vreugdes wat ek het is om van die begin van my loopbaan toe spontaan uitgekom het vir Leon en vir Leroy saam met my op die pad te hê. En Brandon ook, my klankman. Ons is 4 mans wat nou al vir amper 6 jaar saam travel. En dit is so lekker, want dit is lankal nie meer net mense saam wie ek werk nie, is my familie. Ek sien hulle partykeer meer as my eie gesin. Ja, nee, dis verseker. Maar nou sit ek ook en dink net, dink net die stories wat ouens soos Bon Jovi en U2 en goeders kan vertel, want hulle is ook ouens wat as jong tieners saam gaan werk het en vandag is hulle ook al. Ek dink hulle stories is aansienlik meer diep, want ek dink natuurlik met hoe langer jy tyd saam spandeer op die pad en saam met jou familie
werk, hoe meer ingewikkeld raak het om Ja. by mekaar te bly. Ek dink en dit is 'n mooi ding as 'n mens dit kan uitfigure hoe om saam te bly. Is hierdie deel van 'n EP of is dit net maar ook een van die songs en dan oor 'n maand of 3 of 'n week of 6? Ek dink nie EP's gaan meer regtig 'n ding wees nie. Ja. Dit raak nou baie ingewikkeld om groter stukke werk uit te sit. Tensy jy alles bemark kry, maar dit sal klaar 'n werkie om een liedjie te bemark. So ja, nee, dis een stukkie musiek en daar's nog heelwat wat lê en wag vir die res van die jaar. So Dis wat ek wou hoor. Dis wat ek wou hoor. Maar baie dankie dat jy lof met ons kom deel het en man, ek weet sommer hy gaan goed vervang word. Natuurlik die afgelope Vrydag is hy al vrygestel. So hou ons op hoogte as ek jou weer raakloop aan. Sit ons om 'n koppietjie koffietjie. Dankie baie Pieter. Waardeer. 'n iced coffee. Dit was Rian Minnaar en kyk uit vir sy liedjie Lof, ook natuurlik op al jou musiekplatforms en dies meer. Dis ongelukkig dan alwaarvoor ons tyd het wat vanoggend aanbetref. Ons het weer heerlik saam met jou gekuier en van my en die res van die span wil ons vir jou sê, ons weet sommer jy gaan nie net 'n lekker dag hê nie, maar ook 'n wonderlike week. Van ons almal af, bly mooi en mooi bly en sorg dat jy nooit op 'n droom nie. Lekker dag.